Vanmôre lees ons hier teen die einde van die program uit die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 10, die bekende opskrif, die goeie herder. Johannes hoofstuk 10 van vers 1, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n huurling is geen herder nie. Dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal, hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dit is nie die woorde van 'n besete nie. 'n duiwel kan tog nie blinde se oë genees nie? Vers 22. Die Jode is nie van sy skape nie. Dit was in daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan u ons nog in die onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe, ek het dit vir julle gesê en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. Gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus sê vir hulle, op gesag van die Vader het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een daarvan wil julle my stenig? Dis nie oor 'n goeie daad dat ons jou wil stenig nie, antwoord die Jode hom.
maar oor godslastering, omdat jy wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Daarop sê Jesus vir hulle, staan daar nie in die wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie. God noem hulle, tot wie sy woord gekom het, dis gode, en wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Hoe sê julle dan vir my, wat deur die Vader afgesonder en na die wêreld toe gestuur is, jy praat godslasterlik omdat ek gesê het, ek is die seun van God? As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle nie in my glo nie. Maar as ek het wel doen en julle tog nie in my glo nie, moet julle ten minste aan die werke glo, sodat julle kan insien en weet dat die Vader in my en ek in die Vader is. Hulle wou hom toe weer gevange neem, maar hy het hulle ontglip. Hy het teruggegaan na die plek oorkant die Jordaan waar Johannes vroeër gedoop het en daar gebly. Baie mense het na hom toe gekom. Hulle het gesê, Johannes het wel geen wonderteken gedoen nie, maar alles wat Johannes oor hierdie man gesê het, waar. Baie mense het daar tot geloof in hom gekom. Hierdie is Johannes hoofstuk 10, die hele hoofstuk. Dit begin oor die goeie herder. 'n baie indrukwekkende stuk, want ons lees dat hierdie skape die stem van die herder ken. En anders as wat ons gewoond is in ons land is, of in ons gebied, waar ons diere aanjaag, is die gewoonte om vooruit te loop, algemeen, vir mense wat kleiner en meer intiem hulle skape ken. Hulle loop vooruit, hulle roep die skape op hulle name en hulle stap voor om te kyk wat die goeie weiding is. En dan so ook beskerm hulle teen gevaar, sou daar ongedierte of gevare wees. En daarom kan Jesus met reg sê, sy skape volg hom. En dit is dan 'n baie goeie aanduiding vir elkeen van ons om te weet, as ek een van sy skape is, volg ek Jesus, omdat ek sy stem ken. En ek hoef nie te twyfel nie, want as jy sy stem ken, dan volg jy hom elke dag toegerig, waar hy jou ook al heen lei. Hy sê ek is die goeie herder, sy lewe aflê vir die skape, en hy doen dit gewillig. Ons is nou net na Goeie Vrydag, die dag wat goed is vir ons, goed is vir Jesus, omdat die gevolg van sy gehoorsaamheid geweldige implikasies het. Ja, hy word verhoog in die hemel tot op die ereplek aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Hy word verhef as die skepper God, wat dan ook die reg kry om te oordeel oor elke een. En as hy dan praat van ons as sy skape, en dat daar ander is wat nie tot hierdie kudde behoort wat hy van praat nie, dan weet ons goed dat ons, wat is nie tradisioneel nie in die Jode volk behoort nie, dat dit eintlik ons is wat hy van praat. Hy praat van ons. Ons is die wat nie tot daardie groep behoort nie. Ons is nie Jode nie. En tog word sy evangelie boodskap uitgestrek, uitgereik na elke een. En hy verwag weer van ons om uit dankbaarheid, omdat ons weet wat ons weet, dat ons verlos is, dit weer met ander te deel. Daar is nie 'n verpligting wat hy met swaarmoedigheid op ons wil lê en sê, om dit moeilik te maak, moet julle nou heen gaan en die evangelie verkondig nie. Nee, hy wil hê uit ons dankbaarheid, uit ons, wil sê, blymoedigheid. Dit wat jy weet in vreugde aanvaar en erken en beleef, dat God die almagtige jou God is, dat Christus jou broer is, wat jou verlossing moontlik gemaak het deur aan die kruis te sterf. Dat jy moet heen gaan en dit met ander deel, sodat ander ook tot geloof in hom kan kom. En dan, as die Jode oor hom redeneer en vra wie is hy, dan hoor ons dat hulle telkens verdeeld raak
oor wie hierdie Jesus is. Dat dit wat hulle sien, wat hy doen, wat hy praat, dat dit vir hulle duidelik is, dat hy die Seun van God is. En tog as hulle na hom kyk, dan dink hulle, nee, dit kan nie hierdie gewone man wees, wat hier saam met hulle groot geword het in dieselfde landstreek. So word die Jode eintlik baie verlei om te kyk na iemand wat hoog en groot is, terwyl hulle moet kyk na wie Jesus is, wat hy doen, wat hy sê. Want hulle verwag iemand waarskynlik van 'n meerdere status, met groter gebaar, miskien met groter aansien in die wêreld. En hier kom 'n man wat self sê en getuig dat hy nie eers 'n plek het om sy kop neer te lê nie. Dat hy nie 'n huis het nie, dat hy nie besittings het nie. Maar dat ons kan sien dat die gevolg van sy werk en lewe op die aarde, tot vandag toe, uitkring oor die hele wêreld. Dat niemand wat dit in sy hart weet dat Christus die Here is, dit vir homself kan hou nie. En kom ons wees ook dan bereid om te praat oor Christus as ons verlosser. Christus begin en sê in sy bediening, gaan heen. Nee, hy begin deur keer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Hy eindig dit af en sê, gaan heen en verkondig die evangelie. Maak mense my disippels oor die hele land, van ver tot naby, van naby tot ver, en verkondig en doop hulle in my naam. Kom ons doen dit. Partykeer is dit moeiliker, of ons sê nee, ons sal net sommer deur ons dade dit verkondig. Wonderlik. As jou dade daarvan spreek, wonderlik. Maar kom ons bevestig dit met woorde, want hy sê dat ons ook moet getuig uit ons woorde, oor hom, oor sy lewe, sy werk in hierdie wêreld. Dit is nie elke dag maklik nie. En veral as jy begin om dit te doen, voel jy partykeer, dis bietjie uit my aard uit. Ek is miskien uit my diepte uit, ek voel ek het nie al die kennis nie. Kom ons begin, want oefening maak dat dit al beter gaan en al makliker gaan. Kom ons begin net daarmee, sodat ons ander kan bewus maak van die koninkryk van die Here wat naby gekom het. As dit veel moeilik is, onthou dat dit nie altyd maklik is wat die Here vir jou gee om te doen nie. Dat die Here vir jou partykeer dinge gee wat regtig uitdagend is. Dat die Here dit nie gaan makliker maak nie. Die Here vat nie die uitdagings weg in ons lewe nie. Hy gee vir ons die vermoë, die krag om ons uitdagings te oorkom. Soos dit veel moeilik is om te getuig. Weet dat die Here vir jou nie in die steek gaan laat as jy dit wel doen nie. En mag jy sy teenwoordigheid beleef, die Gees se inspraak toelaat om met jou te praat, sodat jy dit kan oordra. En mag jy voel en weet as die Here by jou is. En daarom, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.